Goeiemôre, dit is Maandag die 23ste Maart. Vanoggend lees ons in Johannes 11 vers 33, 35 en 38. Dis 'n interessante gedeelte by die dood en die opwekking van Lazarus, wat vir ons iets wys van God se hart. Vers 33, toe Jesus haar sien huil, en ook die Jode huil wat saam met haar gekom het dit hom ewig ontstel, en hy diep bewoog geword. Vers 35, Jesus het begin huil. Vers 38, Jesus het toe opnuut ewig ontsteld na die graf gegaan. God staan nie koud teenoor ons swaar kry en ons seer en ons lyding nie. Jesus het geweet dat hy Lazarus uit die dood gaan opwek. Hy het voor dit vir die disippels gesê, hy slaap net, so asof hy dit vir hulle probeer sagter maak het. En tog, wanneer Jesus daar kom, wanneer hy sien hoe Martha en Maria ontsteld is en huil, ontstel dit hom ook, toon hy ook uiteindelik emosie, dat hy saam met hulle huil, wetende wat volgende gaan gebeur. God staan nie koud teenoor ons swaar kry en ons seer kry en ons sukkel in hierdie wêreld nie. Ja, ons troos mekaar met 'n ewige lewe, 'n ewigheid by God en 'n plek soos Openbaring sê waar daar geen swaar en seer meer gaan wees nie, waar God self die trane afdroog. Maar nou hier, terwyl ons nog swaar kry, terwyl ons nog seer kry, terwyl die lewe moeilik is en die ekonomie swaar en ons geliefdes verloor, is God ook by ons. Ken hy ons harte, deel hy ons harte en kom hou ons styf vas. Mag jy dit in besonder beleef, dat God by jou is, dat hy jou ken, dat hy jou dra. Hemelse Vader, dankie dat U ons liefhet. Dankie Here dat ons harte by U kan uitstort, ons seer, ons swaar, ons bang, ja Here, ons ongelukkigheid, ons alles. Dankie dat ons weet ook ons vreugdes is genade wat U in U hande vashou. Dankie dat ons kan sien hoe U vir ons as mense liefhet. Ja Here, so lief dat U U seun aan die kruis laat sterf het vir ons. Dat U U seun opgewek het uit die dood, dat ons ook verseker kan weet, vir ewig sal ons saam met U lewe. Mag ons in hierdie wêreld, terwyl ons nog gebonde is in die dood en aan die sonde en die gebrokenheid van die wêreld, Here, mag ons hier leef met hoop en met krag. Dankie dat U ons as 'n geloofsgemeenskap aan mekaar vasbind. Mag ons mekaar ondersteun en optel en bystaan. Ja, Here, mag ons in mekaar iets beleef van U teenwoordigheid. Mag ons ook so getuies wees vir 'n wêreld wat U nie ken nie. Dankie dat ons kan saam bid vir mekaar, dat ons kan saam bid vir ons land, vir ons dorp. Ja, Here, vir 'n wêreld. Ons plaas dit alles in U veilige hande. Amen.